Goeienaand, een FM luisteraars op hierdie koue maandag aand. Dis tyd vir ons het koppel by mekaar. Maar eers goeienaand Dr. Tia Smit. Hoe gaan dit vanaand? Goeienaand, Hans. Het gaan baie goed. Ek het 'n kaggel by die huis wat brand en 'n bietjie lekker kos wat ek gemaak het. So dit gaan baie goed. Maag is vol en lyf is warm. Ja, En jy? die winter is properly hierso. Nee, luisteraars, julle is al gewoond daaraan ons kry interessante gaste hierso om met ons te kom gesels. En onlangs een van ons sielkundige kollegas, 'n kliniese sielkundige wat hier in Oudtshoorn praktiseer, Karin Botma, het gepraat oor haar inskripsie destyds toe sy gekwalifiseer het as 'n sielkundige en dit gaan oor narcissisme en selfregulering en toe sy wat daaroor begin gesels toe hierdie is nou dis die onderwerp wat ons luisteraars sal geniet. So hier oorkant ons in die ateljee, goeienaand Karin. Hallo Hans, hallo Tia. Ja, ek is baie welkom hier. So dankie dat jy tyd maak om met ons te gesels. Sê my, hoe dit gekom dat jy sielkundige geraak het? Soos ek verstaan het jy eintlik aan die ander kant van die tafel gesit, amper soos hier waar ons nou vanaand sit met die mikrofone. Ja, ek het 20 jaar in die teater gewerk as 'n verhoogbestuurder. So ek sê mos nou net vir Tia, ek sal mos nou eintlik gemakliker wees aan daai kant. Maar dit is iets wat ek nog altyd wou doen. So ek dink 'n mens moet probeer. So ek het later eers sielkunde begin swat en hier is ek. Ja, Ja. dis my interessant. Al drie van ons wat hier sit, het Ja. ander beroepe ook beoefen. Ja, jy weet fisioterapeut was Dis of is nog. ja, ek fisioterapeut is en toe sielkundige swat en net soos Karin sê, dit is iets wat ek nog altyd wou gedoen het en dan besluit jy op 'n dag ek moet dit naspoor, ek moet dit opvolg, ek moet kyk waartoe lei die paadjie vir my. Ja, Dis die ding, nee, want 'n mens moet eerder probeer as wat jy eendag spyt is dat jy ietsie gedoen het. presies. En dan Ja, ek dink die fotografie en die sielkunde is vir my nogal naby op 'n manier want jy observeer en probeer goed raak sien. Die een is op 'n visuele manier wat jy raak gesien het uit 'n beeld. En die ander ene is miskien amper jou oë toe te maak baie keer om te luister. So verskillende maniere van en ek dink ons almal probeer sin maak. Van waar is my plek in die lewe? Vertel 'n bietjie net vir die luisteraars wat nou nie weet narcissisme nie. Sommige dalk die eerste keer dat hulle die woord hoor. Wat beteken dit? Wat is die Hans, narcisme dui tog op selfbelang. Op die einde van die dag, mens kan nou, en ons gaan nou 'n uur daaroor praat, maar dit is maar selfbelang, nê. Nee. So die woord kom oorspronklik uit Griekse mitologie, waar Narcissus 'n karakter was wat verlief geraak het op sy eie spieelbeeld in die water. Ja, dis waar dit oorspronklik vandaan kom. En toe eers later is daai konsep dan nou ook in die sielkunde ingebring. het hy verdrink omdat hy so lief geraak het op sy eie spieelbeeld in die water? Ek wonder, ja, het hy ingeval, daar gebly. So dis op 'n manier ons is almal lief vir onsself dink ek. Of meestal vir ons is lief vir ons. Ja, ek dink een van die goed wat ons probeer met opvoeding en so aan regkry is om 'n gevoel van eie waarde, ek is belangrik, te skep. Maar hierdie is wat daai te, nee, praat met ons daaroor wat Wel, in die navorsing is daar so vreeslike baie perspektiewe op narcisme en dit word bestudeer vanuit baie verskillende hoeke, so afhangende van met wie jy praat, gaan jy verskillende antwoorde hoor, reg? Maar 'n mens kan daarna kyk as 'n continuum, reg? Ja. Daar is baie mense in die navorsing wat sê daar's 'n continuum van daar's gesonde narcisme as 'n mens dink aan
kinders en dan kan jy vir hom dwars deurvat tot waar dit patologies is, Ja. reg, waar dit regtig waar vir jou sleg beïnvloed. So ek dink 'n mens moet dit amper half sien as daai kontinuum as sê maar jy staan binne in 'n sementdam. Jy kan jou voete in die water hê of die water kan tot by jou knieë kom of tot by jou skouers of is heeltemal bo jou kop. Nee. En almal van ons het al ons voete in die water gehad. So ons almal was al by tye 'n bietjie selfsugtig. Of jy het sleg gevoel en jy die manier wat jy met iemand gepraat het was dalk 'n bietjie geniepsig of afkrakend. En dit is mos maar meeste van die tyd die mense vir wie jy die liefste is, reg? Wat jy moet sê jammer maar ek moes hom nou nie so met ma gepraat het nie. Maar dit is wanneer jy jou voete in die water het, nê. So mense kan meer en meer en meer narcistiese eienskappe hê. Of dat jy kan totaal in die water wees tot 'n punt waar dit is so 'n patroon, dis so entrenched in jou dat deurdrink, daar sy. En dat dit eintlik is hoe jy jou lewe leef. Dit is nie 'n uitsondering nie, dis meer die reël. En Karin, as ek nou op hierdie punt mag vra, want narcisme of ek meen ons hoor dit net meer. Ek hoor dit meer. Mense wat sal inkom en sê ek het 'n bietjie gaan oplees en hy of sy is 'n narcissus. En dan is dit soos 'n hulle raak nou baie op hierdie aarde. Maar kan jy dalk vir die luisteraars net so 'n bietjie jy weet die term wat deesdae gebruik word op sosiale media wat in die volksmond is versus dit wat ons leer in die DSM, hoe dit inpas dalk en miskien dan van daar af kan ons praat oor wat is die simptome vir 'n narcissus. Okay. So waar gaan ek kom begin? Jy sê selfs verskillende woorde. Jy sê narcissus, ek gebruik narcissus. Ja, want in Engels is dit narcissist. Ja. Maar in Afrikaans is dit narcis. Daar leer ek nou iets. Maar okay. As ons nou weer kyk na jy wat in die dam staan. Wanneer ons praat van narcisme net as 'n konsep, dan is dit narcistiese gedrag, reg? En ons sal nou praat oor wat dit alles is. Dit op sigself is nog nie diagnoseerbaar nie. So ek wil sê, die persoon soos wat jy nou so mooi gesê het, wat deurdrink is, wat die water is tot by sy oogballe, daar raak dit diagnoseerbaar, reg? So as ons praat van die diagnose, en ek dink dit is baie keer waarna mense verwys wanneer hulle in jou kantoor inkom en sê, ek het nou opgelees en ek sweer my man is 'n narcis, dan dink hulle die persoon is diagnoseerbaar. En dit is nie noodwendig so nie. Ek dink 'n mens moet so versigtig wees om nie net 'n tydskrif te vat en nou het jy 10 punte gelees wat iemand mooi in onder mekaar gesit het, of jy het nou iets gesien op TikTok en nou besluit jy hierdie persoon is 'n volslae narcis nie. Nee. So dit in die eerste instansie. Dr. Google is gevaarlik. Dr. Google is gevaarlik. Want dit is so fyn, nee. En ek dink mense tog onderskei tussen wat is narcisme en wanneer is iemand net 'n bietjie van 'n vark? Dis moontlik om onbeskof te wees en nie 'n narcis te wees nie. Dis moontlik om te jok en nie 'n narcis te wees nie. Maar ek dink die invloed van al die video's en die goed wat ons sien op sosiale media, skep partykeer by mense die indruk dat, jy weet, hierdie is die woord in die wet en is verskriklik eenvoudig. En ek mens wens eintlik dit was meer eenvoudig, maar dit is regtig 'n komplekse ding. So, ja. Ek voel vir my, ek hoor die term iemand is 'n narcis, wat ek nou dit reg sê in Afrikaans. Wanneer
sê nou maar iemand nie met die weg kan kom met iemand anders en sê die rede kom ons nie met daai persoon uit die weg kan kom nie is omdat hy of sy 'n narcis is. En of my ex-man of my ex-vrou is 'n narcis. Maar wat vir my interessant was toe ek opgelees het hieroor is dat meetinstrumente wat narcissisme presies meet toon dat daar sê nou maar uit die 1950s en vergelykend vandag is daar 'n massive toename gewees op hierdie skale en dat goed so sosiale media wat 'n vreeslike met die likes en al daai goed skep 'n teelaarde vir hierdie tipe van gedrag om na vore te kom. Absoluut, want dit gee vir iemand nog 'n platform, Mm. nee. As jy aandag soek, wat 'n beter plek. So wat sê Karen dat sosiale media dat ek gaan nou ekstreem wees om te Ja. sê dat Facebook het so 'n bietjie 'n deurtjie vir ons oopgemaak toe hulle begin met hulle likes. Ek dink so. Maar weer eens, 'n mens moet so versigtig wees want ons almal is tog op Facebook. Dit hang af hoe jy dit gebruik. Ja. Nee? En narcisme, of laat ek dit so stel, narcistiese persoonlikheidsversteuring beteken tog dat 'n persoonlikheidsversteuring is langdurend, dwars deur jou lewe, nê? Dit is jy het nie 'n siekte onderlede nie, dit is hoe jy is. So ek dink 'n ding soos Facebook gaan net vir jou 'n platform gee om te sê hier's nog 'n manier hoe ek aandag kan soek of myself tentoonstel of eksterne validasie kan kry by iemand. En as dit nie was vir Facebook nie, sou ek dit in elk geval op 'n ander manier gedoen het, want dit is wie ek is. Nee. Ons het nou dis alweer amper 'n advertensie. Kyk, maar ek het 'n boodskap hier as ek dit mag lees hier van 'n van een van ons luisteraars. Goeienaand, vrou Stefan Enrico. Hoeveel moderne wêreldleiers word as narciste geklassifiseer en hoe beïnvloed dit huidige wêreldpolitiek? Met spesifieke verwysing na Trump, Putin en Kim Jong-un. En miskien is dit 'n vraag vir daardie advertensie. Ons kry 'n bietjie te dink, né? Ja, dis 'n lekker vraag daai, dankie. Luister ons moenie huiwer om 0605052693 stuur die vrae right. Ons gaan luister na Carly Simon se she's so that You survive. Stefan, ek dink dit is 'n uitstekende vraag, want dit is nou eintlik presies waaroor ons nou gepraat het, nê? Is dat 'n mens so versigtig moet wees om mense wat jy nie ken nie te diagnoseer. Maar so uit die aard van die saak kan ek nie hier sit en sê iemand soos Trump is diagnoseerbaar nie. Maar ek weet ons almal kyk baie keer televisie en ons sien mense en ons sien sekere gedrag en ons sien hoe praat mense en 'n mens het vermoedens, nê? Jy dink tog daaroor. Sommige vermoedens is sterk. En sommige vermoedens is sterk, nê, maar dit kan ek glad nie sê nie. Dit is nou waar jy jouself moet 'n bietjie moet monitor, nê, en gaan nie ek persoonlik het nog nooit daai man ontmoet nie. Ek het nog nooit vir Putin ontmoet nie. So daar's geen manier dat ek regtig dit kan sê nie. Wat ek wel kan doen is ons kan by die huis daaroor wonder, nee, so ek kan praat deur die DSM kriteria. So die DSM-5 is die handleiding wat sielkundiges gebruik om geestesgesondheidskwale te diagnoseer. Reg. So dit is baie spesifiek. En as ons hier deurpraat, gaan julle ook hoor baie anders as wat mense baie keer op sosiale media sê. So vir iemand om hierdie diagnose te hê, moet hy voldoen aan hierdie sekere kriteria. So Karin, kan ek net vir die luisteraars dalk by die huis sê, jy weet, as 'n mens soms dokter toe gaan en sê die dokter, jou bloeddruk is 'n bietjie hoog, maar jy het nie hoë bloeddruk nie. Jy het ook medikasie nodig.
Toe was eendag by die dokter sê, nee, nou het jy definitief hipertensie en jy het medikasie nodig. En hulle sê dis waaroor Karina nou gaan praat, want sy het gesê het, almal het 'n kwaliteite van narcissisme, maar sy gaan ook praat van wanneer die dokter sê, nee, nou het jy. Ja, hierdie is nou die ou wat nou so Ja. deurdrenk is, nê? Ja. Dis nou die ou. Okay. So, daar is 9 kriteria. Mens hoef nie al 9 te hê nie, jy moet ten minste 5 hê, reg? Wat beteken dat 'n mens kan verskillende van die goed hê. En dit is hoekom nie alle narcissiste dieselfde lyk nie, Ja. reg? In die eerste instansie praat hulle van die grandiose selfbeeld, nee, grandioos is vir my 'n vreeslike woord. Maar dit is regtig waar 'n oordrewe gevoel van belangrikheid. Nee, so daai so 'n persoon sal hulle eie prestasies oordryf. Hulle verwag erkenning, maar dan is die resultate nou nie eintlik so dat jy erkenning daarvoor verdien nie, maar hulle verwag dit, nee. Hulle is baie belangrik. Gebrekkige insig Daar sy. self te beoordeel. Daar sy. Okay, so dis nommer 1. Nommer 2. Fantasie oor onbeperkte sukses, mag, skoonheid of die ideale liefde, nee. So hulle is regtig obsessief daarmee. So hierdie fantasie klink baie keer soos eendag gaan ek XYZ. En dit is baie keer nie regtig gegrond in realiteit nie. Nommer 3 is hulle is regtig oortuig dat hulle baie uniek is. En omdat hulle voel hulle is uniek, sal so 'n persoon glo dat hulle net deur ander spesiale mense verstaan kan word en hulle sal ook net meng met mense van 'n hoë status want hulle is spesiaal, reg. Nommer 4, 'n behoefte aan oordadige bewondering, nee, so in Engels praat hulle van admiration. Dit is nou jy verlang aan mekaar daai lof en erkenning. Dan nommer 5 is 'n wat kyk, ek het hierdie dinge nou vir ons so mooi in Afrikaans vertaal want alles is in die boek is nou in Engels, so dit klink nou vreeslik snaaks, 'n geregtigheidsgevoel, maar ek dink meeste mense gaan dit eintlik beter verstaan as ons net die Engelse woord gebruik en dit is entitlement. Nee, dit is entitlement. So ek het nogal net nou gedink julle sê soos maar sjoe, dit is aan deesdae baie volop. Ons ken baie mense wat entitled is, nee? Ja. Geweldig. Jammer, dit word eintlik bemark, jy weet? Ja. Dat ons is in die generasie, deesdae se generasie soos ek moet dit hê, ek moet. Daar's 'n verwagting. Dit kom my toe. Ja. Sien, ek hoef nie te werk vir sekere goeders nie, dit kom my toe. Absoluut. Ek gun dit vir myself en daarom moet julle dit vir my gun. Ja. Daai tipe houding, nee. So en omdat iemand dan so entitled is, sal hulle spesiale of ek wil amper sê gunstige behandeling verwag en dit moet outomaties wees. Nee. Nommer 6 is uitbuiting in verhoudings, nee. So hulle sê hulle noem dit so interpersonally exploitative. So jy sal ander mense misbruik vir jou eie gewin. Nommer 7 is 'n gebrek aan empatie. En empatie is regtig om die behoeftes en die gevoelens van ander mense nommer 1 te kan raak sien, nee, om dit te kan identifiseer en om dit te kan verstaan en dit as belangrik te ag. So, maar ek dink die woordjie gebrek is baie belangrik, want as ons praat van psigopate, hulle het geen empatie nie. 'n narcis het empatie, net nie baie nie. Nee, gebrekkige empatie. Gebrekkig, minder, nee. Dan nommer 8 is afguns, nee, dit is baie keer is hierdie mense jaloers op ander mense, maar wat eintlik nogal vir my uitstaan is hulle sal baie keer dink ander mense is jaloers op hulle. Nee. Ja, en dan want onthou dit laat jou lekker voel. Maar nee. en dit sluit in met daardie idee van hulle is so spesiaal, dat almal sal jaloers wees op dit wat hulle het.
Absoluut. en bereik en kan bereik. Ja, en gaan bereik, maar met geen plan nie. Okay. So en dan 9, die laaste ene, is 'n arrogante, neerhalende houding. Nee, wat regtig nogal meerderwaardig is. So en dit is ja, hierdie dinge wat ons nou oor wat dit verf nie 'n baie mooi prentjie nie. Reg? Dit maak nie van jou 'n likeable persoon. Dit maak nie van jou 'n likeable persoon nie en dis moeilik om naby saam te leef met so 'n persoon. Wat daar nie staan nie, hierdie wat ons nou lees het is die DSM kriteria. Wat hier nie staan nie, is dat so 'n persoon kan nog steeds ongelooflik charmant wees, kan slim wees, kan goed wees in hulle werk, het vriende. Reg? Die kwaliteit van die vriendskappe is dalk kan ons oorwonder, maar dit is so moontlik om so 'n persoon te ontmoet en regtig wanneer jy hulle ontmoet, Is jy mal oor is jy mal oor hulle. So hierdie tipe persone is hulle dan ook geneig om baie vriende te hê. Hulle het baie kennisse, hulle ken baie. Hulle ken almal en hulle ken die belangrikste mense. Maar wanneer hulle ken die belangrikstes. Vriendskappe. Soos wat het van hierdie vriende as jy hulle nou vanaand bel en jy het hulp nodig gaan opdaag? En hulle dalk nie daar die diepte met hulle vriendskappe nie. Ja. Is dit dit is die ding. Of dit gaan dalk 'n nuwe vriend wees wat opdaag. Nee, want 'n mens sien nogal dat hulle vinnig deur vriendskappe gaan, nee. Dus so selfbelangrikheid is 'n ding wat baie uitstaan, nee, maar ook selfvertroue en wat jy nou van praat van baie van die mense is super suksesvol. Ja. Ek dink ek het gelees van in die navorsing dat baie van CEO's, mense in magsposisies toets beduidend hoog op narcissisme. Absoluut. En die ding is ook, dit is aantreklik, nee, as ons sien iemand stap, sê maar jy gaan vir 'n operasie. Jy wil sien dat die chirurg wat jou operasie gaan doen, hy moet hom confident lyk, hy moet hom lyk of hy verstaan so, dit gaan in jou guns stel. Daai is 'n eienskap wat in jou guns gaan tel in sekere werke. En wanneer iemand selfvertroue het, weer eens, beteken dit nie noodwendig hulle is 'n narcis nie. Reg? So dis verskriklik moeilik om iemand net te ontmoet en te gaan, that's it, narcis. Nee, ek dink baie keer tydskrifte en hierdie kort videoetjies wat ons sien op sosiale media wil vir ons sê, hierdie is die 5 red flags, nee. If you go on a first date, hierdie is die 5 rooi vlae wanneer jy, dis ongelukkig nie so eenvoudig nie. Want as iemand jou op 'n eerste afspraak baie goed behandel en die stoel vir jou uittrek en gesels, onderhoudend gesels en hulle het 'n sin vir humor en dit is regtig 'n lekker aand. Hoekom gaan jy onmiddellik dink die persoon is 'n narcis? Nee? En ek dink Karine, om nou by te sit met, jy weet wat ons in die sosiale media sien, moet ons ook onthou dat sekere karaktereienskappe kom na vore in verhouding. Ons het hieroor gepraat, ek en Hans. Ons gepraat het oor love bombing. Dat dit wat hulle sien in sosiale media, wanneer hulle sê hierdie persoon het net oor hulle self gepraat, dan begin die ander persoon, miskien het jy net die vraag gevra en jy het ook nie vrae beantwoord toe daar vrae is nie. So mens moet die konteks. Ja, die konteks is belangrik. En ek sien soms kry mense hierdie label van narcisme wanneer die persoon hulle leed aangedoen het. Ja. Voor dit het hulle nie hierdie label gehad nie, maar wanneer iemand jou leed aandoen, dan, dit is wat ons maar op sosiale media sê, dan kry jy daar die naam van narcisme. Want ja, maar, en weet jy wat, nee? Dis hoekom 'n mens moet
so bewus wees daarvan om versigtig te wees daarvoor, want ek dink dit is so normaal. As 'n mens seer kry, jou brein wil sin maak daarvan. Ja. Dit voel great om vir iets 'n woord te gee. Dis hoekom as ons siek is, ons sal 1000 toetse, bloedtoetse en elke ding laat doen, want ons soek 'n naam vir 'n ding sodat ons dit kan verstaan. Ja, dis Maar daar's ook 'n ander tipe narcisme wat kwesbaar is. Ja, okay, so met ander woorde, dit wat in die DSM staan, Ja. reg, verwys na wat die navorsing noem grandiose narcissism. En die ander kant daarvan noem ons vulnerable narcissism, of dan nou 'n kwesbare narcisme. Maar ek moet net weer eens sê, kwesbare narcisme is nog nie in die DSM nie. Alhoewel daar verskriklik baie navorsing al daaroor gedoen is dit nog nie in die DSM nie. So dit is iets waar ons praat daaroor, maar dit is nie 'n diagnose nie. Nee. Ja. Baie keer. Dit is waarskynlik reg, maar op hierdie stadium die enigste diagnose wat gemaak kan word is narcistiese persoonlikheidsversteuring. So wanneer ons praat van grandiose of vulnerable narcissism, dan is dit nie uit die DSM nie. Jou studie het gaan kyk na hoe selfregulering, hè, van die twee tipes narcisme, die grandiose en die kwesbare vulnerable. Praat net 'n bietjie daaroor met die luisteraars asseblief. So toe ek met my studie begin het, 'n mens wil so graag hê alles moet eenvoudig wees en toe is dit net nie, soos meeste goed, nê, as jy eers die boks oopmaak, dan hou dit net so aan met uitkom. Die definisie van narcisme is nie eenvoudig nie, niks is eenvoudig nie, en ek het dit spesifiek gedoen vanuit 'n selfreguleringsperspektief, reg. Want dit sien nie vir die luisteraars wat nie vinnig is dit. Ek gaan vir jou dit mooi moet verduidelik. Okay. Nee, vir jou die hele ding mooi verduidelik. So ek wou weet, hoekom doen hierdie mense wat hulle doen? Nee, soos as jy so graag wil goed voel oor jouself, hoekom is jy so lelik met ander mense? En hoekom doen jy sekere goed? En na baie oplees het ek besef dat die ding wat dit vir my die beste beskryf en wat my help om dit die beste te verstaan, is 'n selfreguleringsperspektief. Nee, want dit sê vir ons hoekom ons doen wat ons doen. Reg. So, en natuurlik toe ek met die studie begin, toe sien ek nee. Hier is, ons kan nie net praat van narcisme nie, dit is hierdie hele continuum van, miskien is dele daarvan gesond, miskien is dele daarvan ongesond. Dit kom verskillend voor in verskillende mense, reg? So as ons praat van die grandiose versus die vulnerable, dan dis nog steeds dieselfde ding, reg? Dis nog steeds die persoon, laat ek dit so stel, die kor van daai mens is ongelooflik onseker. Wat nie gewoonlik vir mense so lyk nie, veral as jy praat van hierdie tipiese narcis wat, jy weet, ek is met die flashy kar en ek worry net oor wat ek aan het en ek is groot praterig en so aan. Daai kan ons amper sien as 'n masker vir hierdie onsekere kern. Hierdie onsekere wisselvallige selfbeeld. Reg. Toe nou weer die musiek. Hoe speel die musiek? Ons gaan 'n bietjie na Jack Sparrow luister. Cooler as ek, jy's cooler as ek. Ons gesels met Karin Botma oor narcissisme. Na die breek is ons weer terug. Goeienaand, FM luisteraars. Dis ons het koppel by mekaar en ons gesels met kliniese sielkundige Karin Botma oor narcisme. Voor die breek was jy besig om te verduidelik oor die verskil tussen die twee tipes oor die grandioos en die kwesbare narcis. Selfregulering. Yes. So ek dink die groot ding is dat 'n grandiose narcissist is hoër in antagonisme,
En antagonisme in Afrikaans. Nee? En so antagonisme gaan beteken dat Vyhandig. jy's koppig. Teen alles. Jy's koppig, jy's aan mekaar in 'n stryd met iemand. Stroom op. Stroom op, jy's baie kompeterend, manipulerend. En dit is baie, ek wil amper sê ekstern, nê? Aanvallend, né? Maar jou kwessies en jou stryd is half, ek wil amper sê meer ekstern. Jy's okay. Okay. Dis ekstern, nê? Jy is so die grandiose ou is openlik arrogant, nê? Waar die kwesbare narcis is nie so hoog op die antagonisme nie, hy's meer hoog op hy's meer neuroties, nê? So daai persoon gaan meer angstig wees, gaan meer oorweldig en uitgestres wees, gaan goeders analiseer en aan mekaar oordink. So dit is baie meer 'n interne struggle, reg? So hierdie persoon gaan dalk nie so openlik arrogant wees nie. Dit is hoekom ons hulle so maklik mis. Maar dit is meer jou passief-aggressiewe ou. Nee, maak dit sin. So ek gaan vinnig, nê? Ja, is hierdie die kwesbare narcis is dit die ou of die vrou wat sal sê, jy weet as iets verkeerd gaan dan het dit al met hulle verkeerd gegaan. Ja. As iets slegs met almal gebeur het dan het dit al gebeur met hulle en tot die mag 100. Tia, die kwesbare narcis, nê, het baie keer 'n vreeslike slagoffer mentaliteit, nê. So ek het nogal eintlik voorbeelde saamgebring wat baie keer mense so vinnig uit die vuis uit dink nie, nê. So soos byvoorbeeld, sê maar 'n kollega word bevorder, dan sal hierdie persoon kla dat hulle uitgesluit word. Selfs al het hulle nie dieselfde kwalifikasies nie, nê. Dit is nou die kwesbare. Dis die kwesbare persoon. Soos daai persoon sal sê, niemand waardeer my harde werk nie, hulle is net jaloers. Reg? So waar die meer grandiose persoon gaan sê, hulle voel hulle moet elke projek lei, al het hulle nie die kwalifikasie nie. En hulle sal goed sê soos, dit was eintlik my idee, hulle het dit by my gesteel, waar die vulnerable persoon voel, julle sluit my uit, ek is die slagoffer, nee, julle is lelik met my, nee. Julle sien nie my waarde nie. Op 'n emosionele vlak, nee, kom ons kyk gou-gou. Op 'n emosionele vlak gaan 'n grandiose narcissist vir sy partner sê, jy's ongelukkig om by my te wees, nê? Maar die vulnerable, die meer kwesbare ou, nê, gaan hierdie lang boodskap stuur wat sê as jy regtig omgegee het, sou jy nou gekom het om vir my te kom troos, maar duidelik is ek alleen in hierdie wêreld. Ek is belangrik genoeg in jou lewe nie. Jammer Jannie, nê. So 'n narcis in die algemeen, wees dit nou grandiose of vulnerable, is ongelooflik sensitief vir kritiek. Nee, hulle kan geen kritiek. Want kritiek werk nie met hulle binneste wat daai selfbeeld is gebalanseer op haar, nê? So dit voel soos 'n ongelooflike aanval. Ja, kyk, ek wil nou nie wegbreek heeltemal van dit, maar kan jy gou net nog ietsie sê oor wat meer jy sê, hulle interne selfbeeld is op haar, maar hulle het hierdie groot, massiewe selfbeeld hier buite. Kan jy net een of twee goedjies vir die luisteraars sê, hoe werk dit? Want ek kan nou net hoor, baie van die mense sê, nee, nou verstaan ek nie wat hulle sê nie. Okay, ek dink hulle gaan dit beter verstaan as ons gaan na die selfreguleringsmodel toe. Sal ons dit doen? Ja. Okay. So eers gaan ek nou verduidelik hoe werk die selfreguleringsmodel, nê? En ek sal dit so eenvoudig as moontlik doen en so vinnig as moontlik en dan probeer ons dit toepas op narcisme. So
'n selfreguleringsmodel, nê, het 5 elemente. Reg. So in die eerste instansie moet jy 'n doelstelling hê. Reg. Jy moet 'n goal hê. So kom ons sê, ek weet Hans hou baie van, hy's baie entoesiastiese fietsryer. Kom ons sê Hans wil graag die Argus ry. Dit is sy doel. Hy wil die Argus ry. Hy kan nie net daai doel hê nie, want jy weet enigiets kan gebeur. Jy kan procrastinate, jy kan jy weet 1000 verskoningetjies uitdink. So stap 2 gaan wees, jy moet jou doel implementeer. Jy moet fisies jou skoene aantrek, jou helm opsit en op jou fiets klim en begin oefen. Reg, so jy moet die doel implementeer. Nommer 3 gaan wees, jy moet monitor. So jy moet jou omgewing monitor, maar jy moet ook jouself monitor. Nee. So kom ons vat die geval van Hans op sy fiets. Jy moet monitor, is my lyf oukei? Is ek dors? Is daar gate in die pad? Is daar klippe in die pad? Reg. So stap 4 gaan wees om aan te pas, nee, adjustment. Jy kan nie net aanhou nie, as daar 'n gat is in die pad of 'n groot klip is in die pad, dan wil jy rondom hom ry. So jy wil die hele tyd monitor en aanpas, monitor en aanpas. En alles wat jy monitor en alles wat jy aanpas, doen jy in oorleg met jou doelwit. Reg. So en dan die 5de stap is dan jou uitkoms. Nee, wat is die outcome van die storie? So in narcisme, as jy hierdie wisselende selfbeeld het, nee, dan is jou doel selfverryking en selfbevordering. Reg? Dit is die heeltyd die doel. So hoe jy dit dan implementeer, nee, of ek moet ook sê dit kan in vulnerable narcissism gaan jy ook, die doel is meer ook sosiale goedkeuring. Maar die overarching goal is altyd om goed te voel oor jouself. Omdat jy so sleg voel oor jouself. Omdat jy innerlik so onseker is van jouself. So dit is altyd die doel. So die grandiose ou gaan, sy doel is om sy selfbeeld te bevorder deur homself te verryk, deur homself te bevorder. En die vulnerable narcissist het dieselfde doel, maar hy doen dit deur sosiale goedkeuring. Kry my jammer. Dan hoe hulle dit implementeer in stap 2 is baie rigied. En ons weet dat mense wat geestesgesond is, wat is die Afrikaanse woord vir flexible? Buigbaar. Nee? Maar hierdie mense is regtig rigied in hoe hulle dit doen. Nee? So hulle sal hulle self vergelyk met ander mense. Sekere goed wat hulle laat sleg voel, eenvoudig vermy. Hulle sal hulle self wat is promote? Bevorder, dis hy, nee. En hulle sal kompeteer en hulle sal doen wat ook al hulle moet doen, want onthou dit is altyd in oorleg met die doel. En die doel is om great te voel oor myself. Ja, beter voor te kom as ander mense. So wat interessant is, nee, is hoe hierdie mense dan monitor en aanpas. So hoe hulle monitor is, hulle is ongelooflik sensitief vir enige bedreiging teen die selfbeeld. Reg. So of dit nou is negatiewe kommentaar op jou Facebook post en of dit nou is maak nie saak regtig wat het gebeur nie, nee, jy as dit net lyk hierdie ding kan my in 'n slegte lig stel. Sjoe, dan gaan hy brandalarms af, ja. Nee, dan moet ek aandag gee hierso. So dis die vriendin wanneer jy vir jou vriendin vra en sy het nou hierdie wonderlike ete gemaak en jy vra, ag, is daar 'n bietjie sout? Ek wil net 'n bietjie sout bysit, dan lyk dit jy het nou dis wat jy daar sê. Dis die slegste ding wat jy kon sê.
tipe van Ehm, ding. Miskien is dit 'n bietjie ekstreem. Ek dink tog so, want onthou, nie almal wat onseker voel oor hulle self is 'n narcis nie. Nee. Party mense vat alles so persoonlik op Ja. en Ja, dit is nou met hierdie soos wat jy vroeër gesê het, Ja. daar is 9 simptome en jy ja, moet 7 ten minste van hulle hê voordat jy gediagnoseer kan word. So daar's 7 van hierdie diagnoses wat moet saam wees, 'n Ja. groepering vorm. dis die ding, nee, Maar dit dit is is waar die maak vorm 'n verleiding hele in- prentjie. So dan, okay, so nou wanneer hulle monitor, dan sien hulle o wag, hierso is 'n moontlike bedreiging vir my selfbeeld, nê. Nee. Nou moet ons aanpas en ons moet dit vinnig doen, nê. Nee. So hierdie mense sal dan nou letterlik of ons praat van repression en suppression, nê. Nee. So suppression is 'n bewuste onderdrukking van ongewenste emosies of gedagtes, waar repression is 'n onbewuste verdringing, nê. Nee. So met ander woorde, jy sit iets so uit jou kop uit dat jy uiteindelik nie meer môre toegang daarna nie. So en onthou, ons almal doen hierdie goed. Ons almal doen hierdie goed. Sê maar jy repress iets. Nou kan jy dit nie, so sê maar dit was 'n trauma. Nou kan jy dit miskien nie later aan onthou nie, nee, jy kan dit nie herroep nie. Nou dit is wat die grandiose narcissist doen. So as Hulle weet nie hulle as iemand lelik is met hulle of hulle repress dit, hulle sien dit, hulle monitor dit, maar die manier wat hulle dan adjust, die manier wat hulle aanpas in daai volgende stappie van die selfregulering is om dit eenvoudig weg te bære, te gaan nee. En hulle besef nie hulle doen dit nie. Waar die vulnerable of die kwesbare narcis, nê, onderdruk dit bewustelik. En dit is wat dit soveel meer pynvol maak. Nee, want ek is so bewus daarvan dat ek dit nou doen. En ons almal doen dit en tot 'n mate kan dit soms gesond wees, nê, maar net as jy dit vir kort tydjies gebruik. Soos om te sê my hart is so seer oor hierdie liefdesteleurstelling, maar ek is nou by die werk. Ek moet dit nou eenkant sit. Ek gaan nou vir die volgende 2 ure nie daaroor hel nie. Ek gaan nou fokus op my werk, nê? Dit is ook 'n manier van suppression. Dis gesond as jy dit dan net uitstel en by die huis gaan ek al my gevoelens gaan voel en ek gaan al my trane huil want dit is so aaklig, nê? Maar die narcis wil dit glad nie voel nie. Hy is die hele tyd bewus van die feit dat hy dit onderdruk en dan raak dit skadelik oor die lang termyn. Reg. Terwyl ek nou aan hierdie kant sit, wonder ek die narcis sal nie sonder by 'n sielkundige opdaag vir hulp nie. Is dit 'n vraag Hans? Dis 'n stelling. Ja of nee? Ja, hulle kom tog, maar baie keer wanneer hulle opdaag, dan is dit omdat ander mense behandel my sleg, nê? Ander mense blameer my, maar dis ander mense se skuld. Nee, ek is die slagoffer of dit is my vrou of my man of my baas het my gedwing om te kom, want hulle kan nie huishou met my nie. Ek weet nie wat is fout met hulle nie, daar's niks fout met my nie. Reg. Maar hoe wonderlik is hulle dan nou uiteindelik daar opdaag, maak nie saak hoe nie, maar oor die algemeen veral die meer grandiose, daai tipiese DSM-5 narcis, hy voel great oor homself. Nee, onthou hy onderdruk daai ding. Hy weet nie eers wat hy onderdruk nie. Dis gone. Ek voel fantasties oor myself. En as jy kom hulle nie om te sê, dan sê hulle en jy sal sien. Daar is niks fout met my nie. Ja, Ek gaan jou wys. Hulle is net besig om hulle geld op my te mors, want daar's niks fout met my nie. Ja. Wat van die kwesbare narcis? Hoe presenteer hulle in die spreekkamer? ek sou sê meer jammer vir hulle self. Reg? Meer Die lewe is die onregverdig. lewe is onregverdig. Is dit ook miskien die tipe persoon wat daar hier's iets fout met my? Hulle het nou allerlei toetse gedoen. Weet jy, dit kan wees, maar ek dink dan kyk ons weer meer na
'n paar ander dinge ook, nê. Ek dink die kwesbare narcis gaan baie keer sukkel met ook angs, depressie, daai tipe goed. Hulle is nie so tevrede met hulle lewe nie, want hulle sit en oordink al hierdie goed, nê. Onthou, hulle is die neurotiese tipe. Rumineer. Ja, dink in sirkels oor en oor. So hulle is baie bewus van hulle eie pyn, waar die grandiose narcissist voel great, maar eintlik die mense wat in pyn is die mense rondom hom en nie hy self nie. Maar die grandiose narcissus het ook sy huis op sand gebou. Ja. Maar hy weet dit nie. Hy glo hy's op ons. Dis 'n goeie analogie. Ja. Sjoe, luister ons die tyd half dit heeltemal met ons weg. Dit is so 'n interessante onderwerp en ek wonder of mense vir Karin sou kon vra om nog 'n verdere episode met ons hieroor te gesels. En ek dink ek sal graag 'n bietjie wil hoor oor wat 'n soort van omgewing bring narcissiste na vore. En ja, en ook miskien 'n bietjie oor wat kan ons doen om minder narcissiste in ons samelewing te hê? Wat kan ouers doen? Definitief, Ja, op 'n positiewe manier. Ek dink die etiket is 'n nare ding. Ja, en ek dink vir my sou ek dink weer eens dit in die luisteraars daar by die wat vanaand nog geluister het en ek hoop luisteraars van julle besef, okay, my ex-boyfriend is nie 'n narcis nie. Ek gaan hom nou nie meer so klassifiseer nie. Miskien kenmerke my is nou nie. Maar dalk is myne nou. Maar jy weet wat as jy iemand het in jou huishouding wat jy dink nee regtig. Karine daar die diagnose gelees en ek het dit geteken dat sommer al die hulle wat nou so is, jy weet dat 'n mens daaroor kan praat. Hoe hanteer jy so 'n tipe persoon in jou huishouding en ook is terapie effektief vir hulle? Maar ja, dalk is dit vir 'n volgende gesprek. Miskien kan ek net vinnig sê dat dit is so 'n swaar pad en veral omdat narcissiste het 'n geneigtheid om die mense in hulle lewens, veral hulle gades, te wil beheer. En vreeslik te onderdruk. So in baie gevalle sit so 'n persoon hande in die hare en sê ek kan nie weggaan nie, selfs al wil ek kan nie weg nie. En almal anders dink hierdie persoon is fantasties en so joviaal en so sosiaal, maar hulle sien nie hierdie persoon by die huis nie. En vir daai persoon wil ek eintlik sê om dit te verstaan, nou empatie en om dit te verstaan beteken dit nie ons sê daai slegte gedrag is okay nie. Nee, ons verskoon nie die gedrag nie. Maar as 'n mens dit 'n bietjie beter verstaan, dan beteken dit jy kan jouself 'n klein bietjie meer distansieer daarvan. Want anders gaan jy so saamgesleer word met hierdie hele ding en jy gaan die heeltyd voel dit is persoonlik. Wanneer hierdie persoon op my gil skree, dis want ek is sleg en dit is nie. Nee. Dis nie dit is die beste ding wat ek vir kan sê, is moet dit nie persoonlik vat nie. Sit bietjie afstand tussen jou en daai gedagte. Ja, baie dankie. Dankie Karin. Dankie. Ja. Baie om te herkou. Ons maak volgende maandag aand weer so. Dit lyk vir my dit was 'n ja gewees. Sal hulle maar die vragies moet opstel dan. Ons speel uit met die laaste van Karin se musiekkeuses, Mango Groove Special Star. Mooi week.